moet eintlik die term van konservatief of liberaal wees hier, dit moet gehoorsaam en ongehoorsaam wees. Goeiedag luisteraars en baie welkom by hierdie gesprek wat ons nou gaan voer oor hyperkonservatisme en ook hyperliberalisme. Saam met my het ons hier vir Skalk en Pieter en Alistair. Dank vir om julle manne hier saam met my te hê in hierdie baie interessante gesprek. So hierdie gesprek kan het die potensiaal om baie lank en baie kompleks te wees, maar ek dink ek gaan probeer om so bestuur dat ons hou by die kern, hou by die belangrike dinge. Ek dink die groot uitdaging en die rede hoekom dit so lank kan wolk is beide hierdie terme is eintlik in een sin subjektief. Dis woorde wat ons gebruik om neigings in die samelewing op 'n spektrum te probeer beskryf. Maar soos wat die samelewing verander, so verander die betekenis van hierdie woorde en soos wat jou sosiale kringe verander, so verander jou persepsie van die woord ook. Ek dink waar jy groot geword het en watter kringe jy groot geword het, bepaal grootliks wat jy dink konservatief en liberaal is. En ook soos wat die tye verander het dit ook verander. Maar ek dink om hierdie gesprek opbouend te hou, dink ek is 'n goeie en gesonde doelwit met hierdie gesprek. Om die vraag te vra, hoe moet ek as 'n gelowige dink aan hierdie rigtings en aan hierdie neigings? En ek dink om dit te doen, wil ek vir ons dit saam lees uit Efesiërs uit. Efesiërs 4 vanaf vers 14. Ek gaan net 2 verse lees. Vers 14 en 15 hier staan. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur die sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. So ek dink hierdie verwys na dwaalleer in die kerk natuurlik, maar ek dink politieke idees en filosofiese idees het alles 'n invloed op die dwaalleer wat ons sou glo. En dis mooi hoe Paulus dit hierso beskryf, dat dit is soos 'n wind wat verby waai. Jy weet, daar's in die samelewing hierdie wind van lering, en hierdie bedriegery van mense, en allerlei en dit lei tot dwaling. En ek dink elke generasie, elke tydperk, elke sosiale kring het sy eie winde wat waai, wat 'n mens moet afweer. En in dit alles word ons geroep om vas te hou aan die waarheid in liefde. So ek dink dis die doelwit met hierdie gesprek, wanneer mens kyk na wat hyperkonservatisme en hyperliberalisme is die vraag eintlik, moet jy net wat jy vir jouself moet afvra in alle omstandighede, maak nie saak watter wind en watter rigting af waai nie, en jouself afvra wat is die waarheid? En jy weet wat die waarheid is deur te kyk na die woord van die Here. So wanneer ons dink aan ons eie lewens en ons eie denkrigtings, moet ons nie dink ek wil konservatief wees nie. Ek dink meeste doppers het so 'n gedagte, want ek dink doppers, as mens nou na hierdie subjektiewe skaal moet kyk, is lank meer konservatief. Jy moet ook natuurlik nie dink ek wil liberaal wees nie. Jy moet nie een van hierdie goed dink nie. Jy moet dink ek wil vashou aan die waarheid. Of die samelewing dit nou sien as liberaal of konservatief, maak nie saak. Maar met dit alles as inleiding, gaan ek nou die volgende vraag aan julle manne rig. Natuurlik kom ons agter met die term hyperkonservatisme en hyperliberalisme, dat hierdie ding word oordrewe. So ek gaan vir julle vra. Ek dink Pieter, ons kan by jou begin, maar Skalk, Alistair, as julle wil inval, val in. Wat dink julle word daarvan gepraat as mens sê hyperkonservatisme? Wel, dit beteken, as ek sê, dit is eintlik
ek weet nie, ek dink as ek Alistair mag krediet gee of was dit teens julle is wel 60% dieselfde mens. Spot ek altyd. Maar hy het gesê dat dat die vraag dat moet eintlik die term van konservatief of liberaal wees, jy dit moet gehoorsaam en ongehoorsaam wees. En as ons praat oor hyperkonservativisme is mense wat dink dat gehoorsaamheid beteken om iets te doen soos dit nog altyd gedoen was, om iets te doen, om niks ooit te verander nie, om te behou te bly soos dit was. So ja, ek dink dat daar sou was meer gehoorsaamheid in die verlede. Ek sal op sekere maniere, let wel met daai preface, dink ek nie dat beteken noodwendig dat jy moet alles doen soos in die verlede gedoen was, dat op kulturele maniere op die kerkraadsbesluite is reg net omdat dit so gedoen was en my oupa se daar nie. So hyperkonservativisme wil nooit enigiets verander nie en wil ook nie iets verander om meer gehoorsaam aan die skrif te wees nie. Dit is wanneer hulle weet die mees roomse is wat 'n gereformeerde persoon kan wees en hulle denke, hulle verlede, hulle kultuur bo die skrif plaas. Ekskuus Skalk en Alistair, ek het nou iets besef toe Pieter praat wat ek net gou wil noem, maar ek dink dit sal goed wees as ek om hierdie gesprek voort te sit sal poog om 'n definisie te gee aan hierdie twee dinge. Natuurlik soos ek gesê dis subjektief, maar Pieter het eintlik nogal mooi in sy antwoord begin raak aan hierdie definisie. So ons sê konservativisme, die woordjie conserve is daarin. So jy probeer dinge behou soos wat was, jy weet. En liberalisme, die woord liberaal is daarin en die term vryheid kom uit dit uit. So dit beteken om dinge te verander, om meer vrydenkend te wees en vry te wees. Dis die breë definisies in 'n sin daarvan. Ja. Ja, maar ek dink so Pieter het nou mooi gesê hyperkonservativisme is wanneer jy ten alle koste alle tradisies en besluite van hoe jou oupa dit of wie ook al dit gedoen het probeer behou. Ja. Ja. Alles het nie iets goeds nie. Ek dink Skalk alles oor julle ook nog bietjie gesels oor hyperkonservativisme. Ja, ek dink ekskuus Alistair, jy kan eers te gaan. Nee. So ek dink oor hyperkonservativisme spesifiek. Ek wil vooraf sê alle ismes lei gewoonlik tot negatiewe dinge. Ideologieë word ook afgode. En so dieselfde geld vir konservativisme. As jy alles wil behou vir die saak van om dit te behou, dan word dit later 'n oorheersende afgod in jou lewe. Net soos die teenoorgestelde, soos hyperliberalisme. Maar ek hou baie van wat Pieter gesê het, mens moet eintlik hierdie twee skei. In politiek praat mens gedurig oor konservatiewes en die liberales. Maar mens moet eintlik altyd praat oor die gehoorsaames, wat ons partykeer noem die wat behoudend is, en die ongehoorsaames. Ons moet eerder in terme daarvan praat, want dit is hoe God ook ons beskou. Ons is of gehoorsaam aan sy woord of ongehoorsaam. Ons is of gehoorsame kinders of ongehoorsame kinders. En so moet ons dit ook mekaar so daaruit beskou, want die gehoorsame kinders bemoedig ons om verder gehoorsaam te wees, en die ongehoorsaames roep ons tot bekering. En so bepaal die Here die skeiding wat daar is tussen die twee, aangaande die waardesisteem sien ons dit ook nog baie duidelik, die wat gehoorsaam is aan die Here hou by die Here se waardes. En daarom moet jy nooit sê ek is konservatief en ek sal altyd konservatief bly nie, of ek is liberaal, ek sal altyd liberaal bly nie. Jy moet eerder sê hierdie is die waardes wat die Here my gee. En ek skaar myself nie by kamp A of kamp B nie, maar by die waardes van God, by die waarheid. Ja, en hierdie kampe manier van dink help niemand nie. Soos ek dink ons het vroeër oor die man met die klein handjies gepraat, oor Trump gepraat. Hy het klein handjies, van 'n geval. Dit is mense wat sê ek is konservatief en ek sal altyd konservatief bly, gaan hulself agter Trump skaar en hy is die beeld van konservativisme. Maar is daai woord, ek weet nie, maar in 'n geval. Maar hy is nie 'n goeie Christen nie. Ek dink nie dit is onregverdig om te sê dat hy is nie die beeld van wat 'n Christen moet wees nie. Ek bedoel daai hele ding waar hy homself as 'n dokter uitgebeeld het, maar eintlik as Christus se mense genees.
dit is nie wat 'n gehoorsame Christen doen nie. Mm. Jy moet jou jy moet jy moet nie jou denke, jy moet nie jou ideologie jou denke laat bepaal nie. Jy moet jou Ja. denke jou ideologie laat bepaal en as jy en as ek dit Bybels op maak, vir ek het dit reeds gesê, jy moet nie laat jou ideologie bepaal hoe die Bybel lees nie, maar jy moet deur die lens van die Bybel na alles kyk en so gaan jy nie bots met almal, soos jy gaan dink dat dat 'n huwelik is net tussen 'n man en 'n vrou. Jy gaan dink wat konservatiewe beskouing is, maar jy gaan dink dat dit is 'n redelike slegte ding dat die hospitale en al so opgestel is dat jy moet geld hê vir die voorreg om lewendig te bly. Jy gaan dink mense verdien dit en mense in die meer konservatiewe kamp gaan meer hartloos op daai front. Dis maar ek weet nie as iemand anders iets verder wil sê. Dis net voorbeelde. Jy gaan dan bots met liberalisme en konservativisme as jy die lens in die Bybel na alles kyk. Ekskuus Alistair, ek dink ek gaan jou geleentheid gee. Ja. Nee, ek sien dit is 'n gesprek wat mense opgewonde maak. Ek dink dat ek dalk net sou sê oor om konservatief te wees of liberaal te wees is dat jy het maar twee toepassings van dieselfde denkpatroon en dit is om los van die waarheid te wees. So jy het met konservatiewe ouens wat sê ek hou vas aan die ou goed ongeag wat die waarheid sê. Nou, ek dink soos Pieter vroeër genoem het, dit is regtig so dat dit baie keer is dit nader aan die waarheid, die ou goed. Die ou mense het daai voorreg gehad. Hulle het nie met soveel snaakse goed voor 'n dag gekom nie. Maar dit is nie die waarheid nie, maar hy vermom hom baie goed om soos die waarheid te wees. En dan die liberalisme wat sê ons hou vas aan die nuwe goed of ons doen nuwe goed ongeag wat die waarheid sê. En al twee denkpatrone los van die waarheid, al twee ongereformeerd. En daarom dat Prof Henk destyds gesê het, mense probeer maar nie van jouself praat as konservatief nie, nee, jy behou die goeie, so jy is behoudend. Ons is behoudend. Ek dink ek sou net dit sê. Ja, broer, ek dink eintlik ons het nogal mooi tot by die hartjie van die saak vinnig gekom. Enigiets wat jy doen ten koste van die waarheid is sleg, of dit nou konservatief of liberaal is. Ek dink ek wil een laaste gedagte noem, dis nou nie 'n mooi, dis eintlik nie 'n mooi opsommende laaste gedagte nie, dis eintlik meer 'n voortsetting van die gesprek, maar ook interessant om aan te dink. Ek dink 'n slagspreuk vir die konservatiewe persoon sou iets wees soos tradisies is eksperimente wat gewerk het. Dis iets in daai lyn. Jy heg baie waarde aan tradisie, want jy ag dit as 'n eksperiment wat gewerk het, soos moet dit weer doen. Want dit het toegewerk, so dit sal nou werk. My oupa het dit toegedoen, so ek moet dit nou ook so doen. Ek dink 'n wyse ding is tog om te besef dat daai eksperimente het gewerk en daarom moet jy ag en waarde gee aan daai tradisie. Maar mense moet ook besef dat die omstandighede waarbinne die eksperimente nou vandag plaasvind is heel anders. So mense moet nie die wysheid van tradisies sommer net weggooi nie. Maar jy moet ook besef dat die eksperimente wat gewerk het destyds gaan dalk nie vandag werk nie. So dis iets interessant vir my om aan te dink en ek dink liberalisme se slagspreuk sal iets wees soos jy is die teenoorgestelde. Ons besef ons lewe in 'n nuwe omstandighede. So ons moet al die eksperimente van vooraf doen en nie ten vars en goed wees en kom by die tye. Ek dink daar's so baie kom by die tye, al uitsprake wat gemaak word. En die tye is nie noodwendig reg nie. So ek dink ons laat dit daar seker. En ek dink dis die gesonde beskouing is en bly hou by die waarheid. Skalk het sy hand opgelig. Wat 'n Ja, nee, frikkie, nou het jy dit noem, laat my dink aan waar Paulus sê beproef alle dinge en behou die goeie. Waar die liberale sal sê beproef alle dinge. En dit net daar los. En waar die konservatiewe ou sal sê behou die goeie en net daar los. Dink ek Paulus vat dit mooi saam om te sê ons moet mooi balans hê tussen die twee in die waarheid natuurlik. Ek dink is opvallend die vers net na dit is in Tessalonisense 5, 1 Tessalonisense 5 as ek reg onthou. Die vers net na dit ek praat met prediksie, maar die vers net na dit sê en nie die
die profeet haat nie, né? Die vers direk daarna. So dit gaan daaroor dat wanneer iemand profeteer teenoor jou, toets dit wat hy profeteer aan die woord en behou net die goeie. So dis ook nogal 'n ding wanneer iemand vir jou sê wat ek nou hier bring is die waarheid, dan moet jy dit gaan toets aan die regte waarheid, aan die woord en die goeie behou. So ja, nee, dis mooi. Ek dink dan met daardie sluit ons hierdie gesprek af, tensy daar nou weer 'n haatjie gaan opkom Aaron. Ja, kom maar haatjie op. Fisiese sound, nie digitale hand nie. Ek dink ek dink ons het nou 'n bietjie gepraat dink ek oor 'n nugterheid wanneer dit kom by die benamings dat jy dink ek ek dink nie dit is 'n kompliment vir jouself of enigiemand anders om jou onder 'n bepaalde benaming soos konservatief of liberaal te bestempel nie. Ek dink ons moet maar eenvoudig gehoorsaam wees in die Here se woord. Pieter het ook verwys na die woord. Of mens moet maar net goed gereformeerd wees. Maar ek dink wat dalk 'n verdere toepassing kan wees is hoe ook hierdie benamings en die manier van dink uiteindelik ook lei tot sekere gevolge wanneer dit kom by die aanbidding van die Here. So jy het die gedagte ook van die beginsels rondom die erediens wat byvoorbeeld hierdeur geraak word. Wat lidmate se gedagtes net bietjie kan prikkel by ouens wat 'n benadering het met die Bybel en die benadering is byvoorbeeld daar's net twee, maar dit is dieselfde denkwyse dat as die Bybel iets nie sê nie, dan word dit nie toegelaat nie. En dan die ander groep wat sê as die Bybel iets nie sê nie, dan word dit toegelaat. Nee, so al twee werk vanuit die stilte van die skrif en het 'n ander toepassing daarvoor. En dit raak ook dink ek baie nou hier aan, nee, jy het nou tipies die konservatiewe ouens wat so sê die Bybel sê niks daaroor nie, daarom mag dit nie gedoen word nie. Liberale ouens wat met tipies sou sê, goed, die Bybel sê niks daaroor nie, daarom is dit alles toelaatbaar. Terwyl ek dink daai beproef alles en behou die goeie. Nee, die goeie dink ek is nie iets wat ons dink goed is nie. Die goed word se inhoud word bepaal deur wat die Bybel vir ons gee, nê. Die Bybel sê vir wat is goed. Beide dink ek ook dat Paulus dink ek ook sê alles is toegelaat, maar nie alles is nuttig nie. Hoe bewoord hy dit in die ou Afrikaans? Alles is geoorloof. Alles is geoorloof, ja. Geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Ek dink mens moet nou mooi verstaan daar binne. Ek nie alles bedoel alles nie, maar ek dink 'n mens moet nou nogal in samehang met die res van die Here se skrif ook sekere beginsels kan toepas en meer jou erediens kan inkleer, sonder dat jy in een van die twee uiterstes ook val. Ja, ek het ja, ek dink broers, ek dink 'n groot ding wat ons besef is hierdie gesprek kan eintlik lank aangaan. En ons skiene net aan die tippie van die ys wat sit. My woorde is nou reg. Skiefletse by die oppervlakte. Want ek dink Alistair het verwys na die regulerende beginsel. Ek dink die interessante van al hierdie is en hoekom dit so lank gesprek kan word is dit jy kan van politiek tot teologie tot verskillende plekke se verskillende benaderings in verskillende tye alles oor praat. En ek dink wel dat die grondbeginsel waarby ons uitgekom is baie positief by onthou by die woord. Ja. Dit is goed. Dit is ook gepas vir 'n om die woord episode. Ja. Die luisteraars kan ook altyd as hulle nog vrae verder het, kan hulle net sommer kommentaar los op die video. Met hulle vrae. Ja, los asseblief vir ons kommentaar, antwoord ons dit graag. En met dit alles manne, sê ek vir julle baie dankie. En aan ons luisteraars, ons hoop ook julle het 'n baie lekker dag verder. Dankie. Dankie julle. Totsiens. Totsiens almal.